En amen. Almal wat 'n verwagting het, kom loop net die Here saam met my. Eintlik moes dit vreeslik gegaan het in die plek vanaand. Ek sê nou vir die broers, maar nou ja, my broers het ek nou al geleer in die laaste paar maande, dat hulle het verskriklike vrymoedigheid tot julle voor die uitstel. Dan vind jy uit, En, maar weet jy wat sou nou ideaal gewees het as, byvoorbeeld, ek vat net 'n voorbeeld, ek sê nie, hy moet dit nie, maar as, sê nou maar net Bergie stap uit en hy sê, pastoor, ek het 'n dankbare hart teenoor die Here en ek wil dit deel met jullie mense. Ek voel wat sal gebeur, en as Bergie dit doen, en dan kom Wally daar agter en hy sê, hoerie, ek is nou hier 'n besoeker of miskien 'n vreemdeling in myself. Vir ons is jy nie meer 'n vreemdeling. Ek wil net kom vertel wat het die Here vir my gedoen. En dan as hy die mikrofoon neersit, dan stap my vrou, sy is verskriklik teruggetrok en skaam, en dit het gebeur na Woensdag, en sy stap uit en sy sê, ek het iets om vir die Here te vertel. En Freddie Gore stap uit, en ek bedoel, Johnny vat die mikrofoon en hy begin sommer net 'n lied sing. Ek het nie al gedink wat kan gebeur in die plek. Very exclusive. Die mag sit plek nie of vrou. Ek wil die Here vanaand en al die lof en al die eer en die dank gee. Al is dit winter buite, dis somer in ons hart. En terwyl 'n mens so lewe, mens raak so vasgevang in jou daaglikse take en jou dinge wat jy doen, die werk waar jy so besig en al die goed, maar tot op die einde as jy stil staan en jy kom net op by stilstand. En jy kom agter, God is nog steeds in beheer. Die son van geregtigheid kom nog steeds elke oggend op oor ons lewens. En ek wil vanaand al die lof en al die dank en al die eer gee van my hart, want hy is nog steeds in beheer. Hy is nog steeds die koning. Hy is nog steeds op die troon. En ek sê vanaand vir hom baie, baie dankie. Broers en susters, as 'n mens net vandag dink aan alles wat elke dag gebeur, as 'n mens die nuus kyk en 'n mens kyk as 'n mens werk toe ry, al daai goede wat gebeur, en die Here beskerm ons elke dag. En ons besef dit nie, dis daar ook koortjie wat sê, tel jou seëninge. Tel hulle een vir een. Kyk hoe goed dat God dit met jou meen. Ek gee hom al die lof en al die eer en die dank van my hart, want hy is nog steeds in beheer. Prys die Here. Prys die Here. Loof die Here want hy's goed. Sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. En hy gaan van geslag tot geslag. So hy hou aan en hou aan en hou aan. Weet jy hoe kom sê ek het? Daai man van my was gister baie siek. Hy het sleg gedink. En eerlikwaar, vanmôre toe ek opstaan, toe sê die Gees van die Here vir my, kan jy voel daai gebede wat daai broers in die kerk vir jou man bid? Kan jy voel hoe lig in hom? En weet jy wat, hy was so siek gisteraan. Vanmôre toe ek hom sien, toe sê 'n ander mens, hy loop en hy dans daar by Jesus. Ek sê jou en hy sê, ek weet, ek sê dankie Here, dis die gebede. Dis die gebede. Die gebede gaan nie by God verby nie. Al het jy wat se gebed en versoek vanaand voor die Here, hy weet wat het jy nodig. Jy moet hom net vra. Hy sê vra, wie kom? Hy wil jou stem hoor. Ja, ek praat met my pappa. Hy wil jou stem hoor. Want elkeen van ons, die een piek, en die ander een is grof, en die ander een is verkouerig, en so, maar die Here hoor. Ek prys hom vanaand daarvoor. Amen. Ek dank die Here vir twee vrymoediges in hierdie aand. Ek wil hom loof omdat hy ewig die waarheid is. Nou, dit is so, dis een lang naweek, ek bedoel, die ander, nou vanmiddag die skaapboude, en die eende, en die hoenders, en die kalkoene, en al die goed is so verslind vanaand, en nou is al die vette, en al die goede, die lê op die pankreas, en ag, die dinge lyk nie goed nie, en alles, hulle het nie so gevoel vanmorgen nie, maar as jy dankbaar hart het, kom staan saam met my, en dan, Barry het my aangesteek, tel jou seëninge, tel hom, een, ek het 'n sangleier, en hy doen baie goed, maar net so een koortjie saam met ons, tel jou seëninge, voordat ons hom gaan sing, ekskuus.
gaan jy nou eers na iemand toe draai, en as dit nou na manlief toe is, en klaar gedraai, dan vat jy maar stap jy na iemand toe, dan sê jy vir hom, tel jou seene en tel een vir een. Hey, hoe goed dat God het met jou meen. Een vir een, dan sien jy die Here laat jou nooit alleen. Die voorstanders gaan op ons sin, en ek en jy gaan afstap en vir iemand sê, tel jou seene en tel een vir een. Baie dank. Is die duimenis van die Here te gewees? Ek groet u in die mooie naam, Jesus Christus vanaand. Want dit is ons die mooiste naam wat ek kan gee. Prys die Here. Jesus under my naam. As jy vanaand 'n versoek het aan die Here, gee dit vir hom vanaand. Gee dit vir hom vanaand. Hy gaan dit vir jou antwoord. Voor jy met daai Here stap vanaand, gaan jy jou antwoord hê. Prys die Here.
ons het baie besoekers vanaand hier. Mense wat nog nie hierdie lied ken nie. As ons kom by daai Joy. Joy linkerhand. Joy regterhand. En daai laaste Joy, dan spring jy uit daai sitplek uit met twee hande in die lug en ons eer die Here daarvoor. Halleluja. Kom ons doen dit. Joy, joy, joy. When the saints go marching in. Broers en susters, jy vanaand voel, kyk, ek wil vir die Here iets doen. Ek wil vanaand vir die Here iets doen. Dan stop jy uit jou stuklikheid en jy begin 'n march vir die Here. Kom ons doen dit vanaand. Ons kyk wat die Here vanaand vir ons kan doen. As ons daardie stapie vanaand kan stap en sê, Here, ek gaan vir U marcheer vanaand. Halleluja. Kom ons doen. Halleluja. When the saints go marching in. Say
praise the Lord. Waar gaan jy nou nie? Halleluja. Pastoor sê altyd, weet jy, toe ons in die klein kerkie was, nog baie hartig. En die ou broeders en susters sal ek onthou. Ons het altyd gedink, die pastoor, maar praat nie van die tabernakel is te klein daar binne. Daar is nie plek om te dans nie. Daar is nie plek om te spring nie. Dit was werklik so. Ons het net ons naamheid gebars daar. Nou, ons het die plek. Ons het die plek, broeders en susters. Hoekom sit ons dan nou om die voorstel te kom? Halleluja, prys die Here. Hy is nie bly in dieselfde Jesus. Kom ons doen dit lekker saam. Prys die Here. Halleluja. Hy is die bly in dieselfde Jesus. Dieselfde Jesus. Dieselfde Jesus.
alle ewigheid dieselfde. Sal jy op loof saam met my? Halleluja. Roshel Endai. Sal jy loof tot van die Here? En loof met hande klap en loof met 'n stem van en hy is sy ewige God. Hy is sy wonderlike naam. Jesus is alive and well. Amen. Ek wil hom loof omdat hy koning is. Halleluja. There is nobody like Jesus. En as hy was waar ek was, wat geen mens kon doen, het hy gedoen. Wat geen instansie kon doen, het hy vir my gedoen. En ek wil hom loof. En in die mooie atmosfeer, terwyl hulle die Here loof is reg, gaan hy aan. Gaan ons vir ek na kans gee vir ons sal nie. Ek sê die Here vanaand, toe ek aan die krib gelê het te Bethlehem, sê die Here, toe ek aan die kruishout vir jou sondes gehang het, sê die Here, ek is vanaand nog dieselfde God, halleluja, ek het nog nie verander nie, en daarom sê ek vir jou vanaand, jong mens, ek soek jou lewe vanaand, jong mens, ek roep jou by die naam vanaand, ek ken jou naam, sê die Here, jy is gegraveer in my handpalms, en daarom roep ek jou vanaand, kom neem my aan, as jou verlosser en zaligmaker, sê die Here, want ek het jou nodig, nie die wêreld nie, ek het jou nodig, sê die Here, kom in hierdie aand hier, kom in hierdie aand hier, kom neem my aan, sê die Here, want jy is kosbaar vir my, jy is kosbaar vir my, sê die Here, weet dan hierdie aand hier, as jy my vanaand aanneem, sê die Here, jy sal nie uitstap meer as 'n oorwinnaar, want ek, die Here jou God, gaan saam met jou wees, maak nie saak wat die omstandighede gaan wees nie, ek, die Here jou God, gaan saam met jou wees, spreek die Here, halleluja, Rabababa Yasu, Rabababa Yasikianda, Rabababa Yasu, Rabababa Yasikianda, kyk, sê die Here, toe jy in die moederskoot gevorm was, toe ken ek jou al by die naam, sê die Here. Daarom nog te beter vanaand, ek roep jou vanaand, ek pleit by jou, sê die Here. Ek het jou nodig, nie vir 'n rowwe wêreld daar buite nie, maar by my voete, ek sal vir jou elke dag sorg, sê die Here, deur sy kosbare Gees, halleluja. Prys die Here. Terwyl jy in gebed bly, terwyl jy die oë sluit en ernstig inbly, staar ek nodig wat sê, is myne. As jy vanaand kom, jy steek jou hand uit, en sê, Here, hier is ek. Wanneer iemand moet saam met jou bid, dan stap jy net tot die voor, stap jy uit, ons gaan dit alles vir jou gee. Stap jy uit, en jy kom knie nie voor. Een van ons werkers gaan saam met jou bid, saam met jou deel. Daar is 'n uitnodiging wat staan, maak nie saak hoe ver jy geval het, hoe diep jy gegaan het nie. As jy vanaand sê, ek wil by die Here kom, dan kan jy jou hand opsit, niemand kyk rond nie. Al wie nou kyk is net die een wat sê, ek wil my saam met Jesus regmaak. Dan stap jy sommer op en jy stap uit tot die voor. En dan werk ek sê jou by die hand neem en ons saam met jou deel. En God gaan vir jou vrede gee. Daar kom we reeds jou mense. Vra dat my broers nou afwerk, sommer saam met hulle sal gaan. Sommer saam met hulle sal gaan, sommer in die bidkamer in. Sal uitstap, daar kom nog van my jong mense. Vra my sisters, kom, stap sommer weg in die bidkamer toe. Weg in die bidkamer toe. As jy vanaand sê, dis my aan, my voorreg aan, my oorwinnings aan, dan stap jy van my broers en dan werk ek nog saam. Jong mense, stap weg in die bidkamer toe. Iemand gaan dit, hier is al nog iemand. Staan die op en die stap weg in my.
waar hulle ingaan, gaan in. En iemand gaan saam met jou deel. En ek gaan vir sit baie dank.
dankie sit, die oorsluit elke opsteek, sê Heer, jy is 'n waarmaker van die woord. Baie dankie, Erna. In 'n tyd van chaos is hy nog daar om te antwoord. Sal jy ons saam met my net eer gee, want hy is 'n wonderwerk. Baie dankie, Erna. Sheltered in the arms of God. Ek het altyd opgewondenheid wanneer dit by die woord van die Here kom. En ek het by geleentheid gedink, terwyl ek die Bybel gaan oopmaak by Handelinge 1, en ek het altyd gedink, en ek het dit vanmorgen net aangehaal, dat ek so graag die voorblad van die Herald wil haal, en vir hulle sê, ek wil graag die voorblad hê. En dan sou ek vir die wêreld wil verskoning vra dat die kerk daar krag verloor het. En ek het gewonder, sal ek die woord bedien, sal ek getuig oor die grootheid van die Here. Sal ek vertel wat God gedoen het en kan doen en wil doen. Amen. En ek dink Theophilus het in Handelinge dieselfde gevoel toe hy die eerste verhaal van Lukas geskryf het, en nou skryf hy weer wat Jesus op die dag wat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee. Daar is sekere bevele wat ek en jy nie kan verontagsaam. En ek weet, dit is komies. Hier spring 'n klomp mense rond en klap hande en juig en koordans voor die Here. En dit is vreemd. Want die beste van kerk vandag is net 'n skouspel. Maar hoe dank ek die Here dat ek verwag 'n ontploffing uit die hand van die Here. Handelinge 1 gaan u saam met my lees. En ek wou aanvanklik net die 5de vers gelees het, maar ek gaan vra dat u saam met my gaan lees vanaf die eerste vers. En dit lees so Handelinge 1. En hierdie boek kan u gaan kyk, by die laaste hoofstuk is nie afgesluit met 'n amen. Amen beteken ons aanvaar dat dit die slot is. Dis die afsluiting van 'n dispensasie, van 'n era, van 'n iets, van 'n saak. Maar Handelinge is nie afgesluit nie. Omdat in die verwagtinge van die Gees van God die kerk sou voortgaan in die heerlikheid en in die krag van God. En Lukas beskryf dit as volg. Hy sê die eerste verhaal Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees bevele gegee het. Aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog saam met hulle, of met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Daar's 'n belofte. Daar's 'n belofte. En dan sê by teksvers, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie, tot sover. En broeder en suster, vir 'n paar oomblikke gaan ek net in kort, gaan ek dit deel wat die Gees van God met my gedeel het. Ek dink ons het 'n fantastiese week gehad, fantastiese besige week. En dit was gedurende die week dat die Gees van die Here, want daar's by my 'n intense begeerte dat elke man en vrou die dooping met die Heilige Gees sal deelagtig word
dat elke man en vrou die krag van God sal ervaar, wat ons sal staande hou, want dis die krag van die Heilige Gees, wat jou gaan staande hou deur krisisse en deur omstandighede. Dit is die salwing van die Heilige Gees, dis daai inwoon, dis daai krag van die Heilige Gees, wat sal maak, en dat wanneer die vyand en alles losbars om jou, en dat jy sal vasstaan by die belofte, en wat God jou gegee het. En terwyl dat die Gees van die Here met my praat, begin hy en hy sê vir my, en jy sal onthou ek het 'n tyd gelede, dat ek met u gepraat oor die verskil, wat daar is tussen vervul wees met die Gees van God en gedoop wees in die Heilige Gees, en die Gees van die Here sê vir my, gaan sê vir Carlton wil, en dat die uur het gekom, en dat jy jou weer sal bevind in die dooping met die Heilige Gees, en wanneer jy sal wegraak, en wanneer jy die gesigsveld sal verdwyn, en wanneer jy sal wegraak in my krag, en wanneer jy sal besef dat al meer is in die godsdienst as net om die Here se naam groot te maak. Daar is iets soos wat hy gesê, in my naam sal julle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal julle spreek. Ek kyk na hierdie gedeelte en ek gaan vra dat u 'n oomblik saam met my sal beweeg. En ek wil vanaand vir die kind van die Here dat 'n waaragtige Heilige Gees gevulde kerk gaan die vyand mee rekening moet hou. Dit sê nie dat hy nie 'n aanval gaan loods nie. En ek wil vanaand, ek is nie 'n getuienisbringer of iemand wat graag my boodskap meng met getuienis nie. Maar ek wil hê dat u moet onthou dat wanneer die krag van God gestalte neem in 'n plek, dan vrees die vyand daai plek. 'n Kind van die Here, ek wil hê jy moet dit hoor vanaand. En ek gaan 'n paar insidente uit ons eie lewe gaan ek vir u vertel. Maar as die Gees van die Here vir my dit toelaat, want terwyl dat die krag van die Heilige Gees beweeg, en hierdie woord in die 5de vers my vasskryf. Hy sê Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal gedoop word met die Heilige Gees, nie baie dae later as hierdie dinge nie, maar jy mag nie van Jerusalem af weggaan, alvorens jy nie aangedoen is met die krag van God nie. Ek kan van die Here, terwyl dat die Gees van die Here met my deel, en hy vir my sê dat jy gaan vanaand vir hulle sê, en dat die probleem is dat die kerk is vervul met die krag van God, en so sê hulle, maar broeder en suster, wanneer ek vervul is ek my mate gevul, en daar's beperkings, 'n glas kan net soveel vat, en dan kan hy nie meer vat nie, en my God is moeg vir 'n kerk, wat net gevul wil bly, en wat die buitekant raak nooit benut deur die krag van God se Heilige Gees nie. Weet jy, ek het dit gedemonstreer 'n paar maande gelede, of dit kan langer wees, maar terwyl dat die Gees van God met my praat, en ek het dit genoem en ek wil dit weer vir jou noem, en ek het baie keer, wanneer ons by die see was, ek het baie keer gesien by die see, of kan ek so begin, in 'n swembad, kan jy gou manne se gemoedstoestand meet, baie gou. Jy gaan net 2 keer die water te veel plas, dan staan die tannie met haar kapsel daar buitekant, en as hy water op as vat, dan jy sien haar wange word so snaaks, en nou gaan sy jou 'n woord toesnou. En dis wat in 'n swembad gebeur, want daar's beperking. Maar weet jy, dieselfde insident kan by die see gebeur, en almal lag daaroor. Want jy sien, die see is 'n beheer van jou. Maar nie saak hoe klein of hoe groot jy is nie, en ek sal nooit vergeet nie. Ek het so 'n paar jaar terug toe saam met ons seniors met 'n toer is, toe gaan ons af Natal toe. En terwyl ons daar is toe, begin een van die broers met my karring, en ek sê, kom maar nie my broer, ek wil net vir jou sê dat as jy so aanhou, al wat ek gaan doen, ek gaan vra die see gaan jou uitsorteer. Ek gaan nie eens my hande lig nie, en daai selfe middag, ek moet sê in die golwe, in die branders, en hy skuif nie van die baan, en die volgende oomlik tel hy brander hom neer, en hy gooi hom neer, en hy breek 2 ribbes, hy gaan daar weg, hy sê ek het hom vervloek, ek het hom uitgespree, ek wil hê jy moet vanaand weet, kind van God, daar's 'n verskil om gevul te wees, en gedoop te wees in die krag van God. Gevul beteken, dat ek is altyd met mate beperk, ek is altyd net met 'n sekere hoeveelheid tevrede, maar wanneer ek gedoop word in die Gees, dan raak ek weg in sy volheid, ek verdwyn uit die gesigsveld, en die krag van God begin in my lewe manifesteer. Ek het lees, die Bybel is vir my altyd kosbaar, ek sê vir my in die gedeelte, die belangrik vandag, is dat baie kinders van die Here, wanneer jy vervul is, kind van
God, ek kan hierdie glas vol water maak. En weet jy, as hy vol is, dan het hy nog nie 'n tree geskuif nie. Wanneer hy vol is, het hy nog nie sy staanplek gelos nie. Maar wanneer ek in hierdie glas vat, en ek gooi hom in hierdie 2000 liter water van die doopbad, en dan raak die glas weg. Jy sien hom nie, en hy verdwaai in die massa, en wat my God verlang van sy kerk, en dat hy sal wegraak in die Heilige Gees, en dat die krag van God soveel in jou lewe, en gestalte sal aanneem, en dat dinge sal gebeur spontaan, en dat die krag van God sal beweeg, en jou lewe sal aanraak. Ek sal nooit vergeet nie, ek wil dit graag vertel, en ek wil jou honger maak vir die dooping met die Heilige Gees. Ek weet as van my broers wat het begeer met hulle hele wese, en ons wat het het, ons sag, dis iets wat gebeur het lang terug, maar vir my is dit elke dag vars. Ek sal nooit vergeet nie. En toe die Here my doop met die Heilige Gees, ons was besig om te bid in die sitkamer. Ons was op daai stadium, het ek reumatoïde gehad in 'n baie erge graad. En my ma het gesê, jy kan nie, jy moet maar hier bly. Maar ons het 'n ander tannetjie gehad, tannie Kytie. Nou hierdie tannie was van, ek kom glo my, en sy het 'n pad met die Here geloop, daai vrou. En sy het nie 'n plek vir krankheid en daai goed nie, en sy het my daar by die kamer gekom, en sê, hoe voel jy? Toe sê ek, wel, ek het 'n pyn nie, en ek het 'n presies, jy's 'n kandidaat vir God om te werk. Amen. En sy het my daar in die bed uit, en sy het ons daar laat kniel, daar was nie matte daai jare nie. Ons het so 'n kombers gehad, wat ons oop gegooi, dan kniel ons daar. En ek sal nooit vergeet nie, sy het haar hande op my gelees, het vir my begin bid. En die volgende oomblik toe doop die Here my met die Heilige Gees. Ek onthou dit. Want ek onthou dat ek het in 'n taal begin spreek wat ek voorheen nie geken het nie. En terwyl ek hierdie taal spreek, weet ek dat later die aand het my ouers huis toe gekom vanaf Pinksterputure af, en hulle het met my probeer praat, en ek weet net ek kon nie terugpraat nie. As ek praat, dan praat ek in die taal wat ek praat. En terwyl dit so vir 'n paar dae gegaan het, begin die Gees van God, maar hy raak my nog nie aan nie. Hy genees my nog nie. Ek dink van die Here terwyl ons eenmalig huisgodsdiens hou. Ek kom my suster, sy's hardhorend, sy's by die skool vir sonnikus, vir hardhorende, sy kan nie praat nie, 7 jaar eers begin praat, woorde sê. En ek sal nooit vergeet nie, en ek het dit getuig, en ek gaan dit weer getuig. Sy stap by daai bed in, my ma het daar gespeel, ons het koortjies gesing, en toe ons sy amen sê, op die laaste noot wegsterwe, en toe vat sy haar hand en sy lê dit op my kop, en sy kon net dit sê, Puma Satan, en toe sy daai woorde sê, toe tref die krag van God my, en van die hare van my hoof tot by my voetsole, en die God van die hemel maak my volmaak gesond, en weet jy wat gebeur, en dan terwyl die Gees van die Here my aanraak, en vul hy my nie met sy Heilige Gees, ek wil hy moet vanaand weer kind van die Here, en die uur is hier, dat die kerk sal begeer, om nie gedoop te word, in sy volheid, in sy krag, dan maak dit nie saak wat die ander sê. Ek sal nooit vergeet nie, kind van God. En ek wil dit vir jou sê, en ek wil dit as 'n voorbeeld gebruik. By die see is dit anders. Nou, ek kan nie daar swem nie, want ek moet alleen gaan swem. Want my vrou, as sy baie onverskillig is, sy 2 koppies koffie gehad, en 4 disprints, en 2 innings gebring, sal sy dit miskien waag tot enkel diepte. En dit is goed so. Dit is reg so. Maar toe het ek 'n pastoorvriend, en hy gaan swem in die see, en ek sal dit nooit vergeet nie. Hy raak in die moeilikheid. Hy sê, en nou ek weet nie hoekom het die ou mense dit vir ons vertel nie, maar hulle het vir ons gesê, jy moet net so dat jy nie die 3de keer ondergaan nie. Ek weet nie of jy dit ook gehoor het nie. Jy kan gaan swem, jy kan alles, maar as jy die 3de keer ondergaan, dan gaan jy weer op nie. Dan gaan jy verdruk. Ek weet nie of jy dit ook gehoor het nie, maar ons was met dit groot gemaak. Miskien was ons bang gemaak vir die water. En al wat ek weet is, as ek in daai water kom, dan ek moet net nie 3 keer sin. Dis al wat ek moet net nie, ek kan 2 keer gaan, ek kan 2,5 keer, maar daai 3de keer, ek moet nie sin. En hy het dieselfde ding gehoor. En hy sê vir my broer, hy sê ek is daar agter en ek is in 'n suistroom, en die volgende oomblik weet ek is nou al 2 keer onder, en ek moet nou veg om nie die 3de keer, want my maat gesê, die 3de keer gaan ons vir jou stadig loop, baie huil en liedjies sing. Hy sê toe ek so opkom,
Hy sê, toe sien ek so 'n paar breë blaaie voor, maar sulke kruisbande oor. Hy sê, in 'n desperaatheid gryp ek dit. Hy sê, ek besef, ek moet hou van al wat ek werd is, en ek slaan my hande in daai kruisbande, en ek sit my knieë hier in die laar. Hy sê, ek ry daai persoon soos 'n branderplank uit wat op die grond, wat ook so halfpad is. En toe sien ek, dis 'n tannie, wat redelik 'n lyf het. En ek besluit, ek moet wegkom. En ek rol so af, en ek val daar in die vlak water. En ek hoor net, sy kom so op, en sy spoeg die grond uit. En sy sê, waar's daai man? En waar's daai een? Wat my uit hierdie see uitgerei het? Ek wil hê, jy moet vanaand weet, wanneer jy wegraak in die blou water, en dan is alles geoorloof. 'n kind van God, wanneer jy gedoop is in die Heilige Gees, en dan verloor jy jou eie staanplek. Jy ontvang die krag van God, en daar's heerlikheid, en daar's salwing, en daar's nuwe tale, daar's gawes, en daar's oorwinning, wat die man en die vrou, wat die doop is met die Heilige Gees, heel agtervolg. Halleluja! En dan wat hy doen, hy gee 'n nuwe taal. En hy praat in 'n nuwe taal, vreemd dat dit is die geveg wat mense het. Ek gaan nie daaroor praat nie, ek wil net nie moet hoor. Solank ek vervul is met die Heilige Gees, ek wil nie met dit hoor, want van God, dis wat die Gees van God vir my gee. Toe jy die glas vol water maak, buitekant, behoort hy nog aan 'n ander wêreld. Buitekant die glas, alhoewel hy 'n bietjie inhoud het, behoort sy buitekant nog aan 'n ander wêreld. En ek wil hier moet weet, dis wat dit vir die kerk moeilik maak. Daar's te veel gevuldes en te min gedooptes. Want as jy gedoop is, dan vat ek die ou glasie en ek gooi hom in 'n groot bak. En omdat hy deursigtig is, dan het hy 'n geneigtheid om weg te raak. En straks, wanneer die Gees van God oor jou vaardig raak, dan is daar nie sensitiwiteit by jou nie. Daar is nie onvrymoedigheid nie. Ek het 'n broer gehad, en ek wil dit net weer vir jou noem. Hy werk in Carletonville, alhoewel hy nie van Carletonville al die jare is nie. Hy was in my vorige gemeente, 'n pragtige jong man, en hy sê my, maar hy het so 'n bietjie, al vroeg in sy lewe het hy sy hare verloor. En dan het hy sy hare lank gegroei, dan kan hy dit vorentoe met so kuif. En hoe hulle dit doen, weet ek nie, maar hulle doen dit so, dis blykbaar 'n manier wat hulle dit kry. En dan een aand, hy was 'n perfekte koster. Hy was 'n fantastiese deurwagter. En hy kom een aand by my, en het gegaan soos vanaand. En is lagwekkend soos wat het gegaan het vanaand. Ek het gesien van my jong mense wou hulle mors so lag oor wat gegaan het, en ek wil jou nooi. Daar kom 'n ondervinding vir jou in die krag van God, maar in 'n tydvak wat jy gaan dink, jy sal leer, en ander gaan sien, hulle gaan jou vra, wat het met jou gebeur? Dan gaan jy weet, iemand groter as die PPK, iemand groter as die AGS, of die Volle Evangelie, of die Assemblies of God, of die NG Kerk, of die Hervormde Kerk, of noem het wat jy wil, groter as hulle, het my aangeraak. En hy sê vir my, terwyl ek besig is, en ek kyk na hierdie gedeelte, en ek sien hoe dat die Gees van God begin werk. Kom hy by my voor die diens, of na die diens, en hy sê vir my, pastoor, ek het vanaand 'n groot skrik gekry. Hy sê, ek het al wat ek vra, Here asseblief, moet net nie dat dit na my gebeur nie, want weet jy waarna kyk hy? Hy sê my twee dinge. Hy sê, pastoor, ek is bietjie oorgewig. En as ek nou so moet begin spring, dan pastoor, ek sê, ek sal nie weet nie. Want as ek self spring, verloor ek kontak met almal, ek verloor my leer. Hy sê my, maar ek het net vir die Here gevra asseblief, Here. En hy knyp sy oor so styf toe. Hy sê, pastoor, dis die een probleem. Hy sê die tweede een, as ek so moet spring my hare, pastoor, weet mos ek het nie hare nie. Hy sê, as ek nat gesweet is en die spulhare gaan staan so regop, dit sal 'n spektakel wees. Ek sê, my broer,
Ek sal eerder as ek jy stil bly en nie God uitdag. En hy is 'n stemmige seun. Jong vrou, 2 kindertjies. En dit was 'n week later. Die Sondag aand staan hy reg agter. Perfek. En die volgende oomblik toe tref die krag van die Here hom en hy kom daai gang af. Maar alles stil. Net waarvoor hy bang was, dit gebeur. En die krag van die Here dryf hom en hy slaap neer onder die krag van die Here toe hy opkom, toe daai hare van hom so gaan staan. En na die diens wag hy vir my. Hy sê, pastoor, wat nou? Ek sê, nou wat nou? Hy sê, ek het niks met dit te doen nie. Verstaan my reg. Ek het nie 'n skakelaar hier onder die plek so wat ek knip en nou spring hulle en nou sit ek hom af, nou stop hulle nie. Ek sê ek het niks daarmee te doen nie. Hy sê, maar weet jy pastoor, ek maak ook nie saak nie. Hy sê in elk geval dink ek is nou tyd dat ek hierdie hare reg sny. En weet jy wat gebeur? Hy kom sommer reg daai aan. En wanneer God se salwing op jou val, en dan van die Here dan verloor jy. En dan kom hulle so mense. En dan verloor jy die wat van ander sê en die krag van die Here beweeg op 'n bonatuurlike wyse. En hy sê vir sy disippels, hy sê as jy my getuie gaan wees, gaan jy eers wag op my Heilige Gees. Hy sê as ek dit vir jou gee, dan sal jy my getuie wees. Eers in Jerusalem en dan verder. Ek kry hom vervul. Maar hy staan net waar hy staan. Dan kry jy die ander een. Hy sit die heerlikheid. Maar hy sit vir hom 'n deksel van opinie op. Binne sy leeg. En hy saam in die stroom. Maar hy dobber nie. Hy gaan nie op nie, hy gaan nie af nie, hy dobber nie. Rol so van kant. En die Gees van die Here sê vir my, wat jy gedoop wees met die Heilige Gees. Hy sê, dan gaan jy die deksel van opinie afval. Jy gaan God nie voorskryf nie. God gaan dit doen soos wat hy dit wil doen. En weet jy wat sê? Dit lyk asof hy saam met ons dit geniet. Maar hy raak nooit weg in die eerlikheid van God nie. En ek wil dit net weer vanmorgen inbring. Dit was die oomblik toe Sadrag, Mesach en Abednego in die vlamme verdwyn. Die oomblik toe hulle in die vlamme vuur wegraak. En hulle daar uitkom, toes die bande wat mense op hulle gelê het af. Die oomblik toe hulle uit daai vuur uitkom, en toe ryk hulle nie meer na die wêreld nie, hulle ryk nie meer na vuur of na hierdie rook, wat die wêreld wil hê ons moet na ryk nie. En weet jy wat gebeur in die boventrek? En terwyl die disippels wag, 120 van hulle, en hoor hulle die geluid soos van 'n magtige rukwind wat neerdaal. En die volgende oomblik is deur hulle gesien tonge soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen se hoof kom, en dadelik begin hulle in ander tale praat, en hulle wat verbykom sê, maar ons ken daai man, hy kan nie so praat nie, en wanneer het hy dit geleer, en wanneer God jou begin gebruik het van God, en dan staan ander verstom, ander staan versla, en verlang jy in invulling met sy krag, en verlang jy 'n herdoop met die heerlikheid van God, en dan baal jy jou hand en sê, Here, dit is my dier, dit is my uur waarin ek wag, en dat die Gees van God bonatuurlik sal werk in my lewe. Wil ek net moet hoor wat sê. Toe hulle uit daai vuur uitkom, toe kon almal die verskil sien. Eerste wat gebeur het, hulle was vry. Eerste wat gebeur, hulle was los. Eerste wat gebeur, hulle hande was vry. Hulle voete was vry. Daar was die bande op nie. Jesus sê vir hulle, hy sê, Johannes het wel met water gedoop. Maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank my die daad nie. Baie veg nog oor die doop van bekering. Terwyl jy veg, sal ek maar gaan vir die doop met die Heilige Gees. Pastoor, maar as jy eenmaal gedoop is, nee. Ek is eenmaal gedoop in water van bekering. Dit is 'n tipe van die sterf en die opstanding saam met Christus, maar die doop met die Heilige Gees kan herhaal en herhaal en herhaal en herhaal. Elke keer wanneer die disippels by mekaar gekom het, is die plek geskit. Met ander woorde, hulle word draaks van die krag van God.
Hy sê vir my in hierdie gedeelte, en ek wil dit vir jou lees, en terwyl dat onder hierdie 120 is daar een man, as hulle na hom kyk, dan verag hulle hom in hulle harte. Dis vir my vertolking vir die aand. Hulle onthou hom dat hy net 'n paar dae gelede, of so 'n tydjie terug, toe staan hy, toe verloon hy die seun van God. Toe verloon hy dieselfde een vir wie hy gesê het, ek sal sterf vir u. Ek sal in die plek gaan. Dieselfde een wat die swaard geneem het en Malchus se diensknegt se oor afgekap het. En daar dieselfde een staan nou. Hy's onder die 120. Maar kind van die Here, toe die gees van God omvat en hy raak weg in die grootheid van die Here. En toe staan hy op en hy sê, so spreek die Here. Dit is wanneer Joel gespreek is. In die laaste dae sal ek van my gees uitgee op alle vlees. En 3000 kom tot bekering. Is jy gereed vir 'n magtige uitstorting van die Heilige Gees krag in jou lewe? En dan loop jy ons saam met my vir 'n oomblik. En jy sê, Here, ek is 'n kandidaat vir dit. Voordat ek gaan volstaan. Hierdie weghardloper, hierdie verloner, word die hoofspreker op Pinksterdag. Maar weet jy wat lees ek in Matteus 5? Hy sê dat ons probleem vandag, ons het 'n maatemmer en ons meet alles wat God vir ons sê, dit meet ons. Alles, ons lig is onder 'n maatemmer. Ons gaan besluit hoe hoog hy gaan brand, hoe helder hy gaan brand, hoe duidelik hy gaan brand. Alles wat ons doen, meet ons aan die vervul wees. Wat doen ek met al die krag? Ek sal nooit vergeet nie, Pastor Schambach, hy is oorlede. Was een van die magtigste evangeliste wat sekerlik in Amerika se geskiedenis was in die laat era of in die 60, 70 jaar. En hy het 'n ouetjie in die diens die aand, maar hy so paar tree agter. Sal ons sê, hy is nie 'n kandidaat vir die bediening nie. En hy draai om en die mannetjie sê vir hom, Pastor, anoint me with oil. I want to be used by God. En hy het nou al die seun weggestoot. En hy besluit uit radeloosheid, hy gryp die salfbottel en hy salf hom. En hy sê vir hom, okay pastor, what must I do with the anointing? En hy draai om en hy sê, begin in die hospitaal se grondvloer gaan maak die siekes gesond. Hy sê die volgende aand, sit hy in 'n vergadering in sy foon, hulle roep hom vir telefoon. Hy kom, hy sê, Pastor Schambach speaking, and they say, Pastor, this is the matron of the hospital. There's a young guy in our hospital. He's cleaning the hospital out, Pastor. You must come quickly. See, what's he doing? He's praying for the sick. Got a bottle of oil. Walk into the room. The security guards cannot take control of him. They cannot touch him. But he entered the ward, anoint the people with oil, pray a little prayer. They are walking behind him. Hy sê, wat moet ek maak? Hy sê nie, hy sê, jy het gesê, jy moet die hospitaal gaan leegmaak. Hy sê, maar sy sê, jy moet ridden kom, hy sal op die 3de vloer. Ek wil jy moet hoor dit van God, wanneer die salwing van God hierdie plek tref, wanneer manne en vroue waaragtig die salwing van die Here verlang, en dan gaan daar iets in jou gees, iets in jou lewe gebeur, en jy gaan 'n verskrikking word vir die duisternis, jy gaan 'n verskrikking word vir die vyand, maar weet jy wat gebeur? Hy sê, jy sal wag op die Here vir die belofte wat beloof is. Sal die Here saam met my loof? Gaan sluit. Ek verlang die dooping met die Heilige Gees in die laat uur. Ek kom
onthou, Maarten het dit gesê. Ek onthou, wat die Gees van die Here in een Sondagmôre, ek het 38 van my jong mense gedoop het, maar die Heilige Gees het nie voorgesit, ry op ry. Gedoop met die Heilige Gees, spreek 'n vreemde tale. Dis al wat ek wil sê. Al wat ek jou vanaand wil sê, daar's iets vir jou beloof, kind van God, nie deur my nie, maar deur die Seun van God, vir hulle wat glo, sal hierdie tekens volg. Daar is iets gegee vir elke man en vrou, jong en oud. Ek weet nie, ek wil dit vir jou sê, dan gaan ek volstaan. Weet jy wat toe hierdie man Petrus, sy ondervinding met die Heilige Gees, vir te lank, vir 3,5 jaar, Johnny was hy net bereid om vervul te wees met die ekstase, waarmee hy sien wat Jesus Christus doen. Hy is vervul met absolute blydskap. Hy sien hoe dat die blinde sien, maar self roer hy nie 'n vinger nie. Dis die probleem met vervul wees. Maar weet jy, die oomblik toe hy in die boventrek kom, en die Gees van God omvat, en hy wegraak, in die grootheid van die Here, en toe staan hy op vreesloos, en toe hy vreesloos opstaan, toe maak dit nie saak, wat die Sanhedrin sê nie, dit maak inteendeel nie saak, wat die ander 119 sê nie, hy sê net, dit is wat God gespreek het, deur die diens van Joel, en dit van God, wil vanaand vir jou sê, wat hy gespreek het, toe spreek hy vanaand oor jou, en as jy vanaand sê, Here, ek verwag 'n ondervinding in die hand van die Here, dan staan jy saam met my en sê, Here, gee dit vir my, ek begeer dit met my gees. Ek sluit, terwyl hy net so staan. Terwyl hy die voorhand bedien, lag hulle sê, hierdie klomp is vol soetwyn. En as ek Petrus se verhaal reg ken, sou die eerste ou wat dit gesê het, sy ore gewaai het. Maar hy draai om en hy sê, dit is maar die 3de eer, die 9de eer, en die môre. 'n man wat 'n paar weke terug so geveg het dat die bloed loop en dan weghardloop. Hy staan sy man en hy sê, ek wil jy moet hoor, dis nie soos wat jy dink, maar dit is wat jy jou gespreek is. En as jy vanaand sê, Here, ek staan voor u in 'n pleidooi vir ons kerk, vir ons gemeente, vir kinders van die Here, vir uitroeping in die Heilige Gees, dan steek jy oor die situasie voor God. Dan kan ek jou sê, haal die deksel van opinie af. Wat ons God wil voorskryf, dit moet so wees, dit moet so wees. Dit moet nie so nie, dit moet nie dat nie. Dit moet nie die nie, dit moet nie daai nie. Sê, Here, ek gee nie om hoe u dit doen nie. Wat vir my belangrik is doen dit net met my Here. Vul my net. Vul my net, Here. Kan ek jou iets sê? Jy gaan 'n oomblik met jouself praat. Jou hand op jou skouer of op jou bors sit en sê self, God het vir jou geen maatband gegee. Hy het jou sy woord gegee. En wat hy in sy woord vir my gegee, het hy in sy woord vir jou gegee. As jy vanaand sê, Here, ek verlang dit. Dit sal my eet, my slaap, my opstaan wees. Dan sê jy dit vir die Here. Die wat reeds gedoop is met die Heilige Gees, sê van Here, ek verwag 'n hervulling, 'n herdooping met die Gees, sodat die werke van duisternis sal kennis neem. Net waar jy staan, steek jou hande saam met my op, en Vader, ons staan voor u. Daar's 'n dringende nood in die kerk, Here. 'n dringende nood dat manne en vroue net gedoop sal word in die Heilige Gees.
Here het nooit gevra, kan ek goed praat of kan ek nie goed praat nie. Het hulle regdeur gedoop in die gees en van hulle magtige instrumente gemaak. Want Here het nooit bekwaames gevra nie. Het gewilliges gevra wat U self bekwaam sal maak. Begin by ons in die plek hier. En laat die heerlikheid dan oor ons vaardig word, sodat dit ander aan die brand sal steek vir Jesus Christus. En jy lê net jou hand op iemand naby jou. En as jy vir my begeerte vir jou is wat my begeerte vir myself is, 'n dubbel mate van die krag van God. 'n dubbel porsie van die Heilige Gees sal. En as jy dit vanaand sê, dan waai jy jou hand en jy sê, Here, sien my raak, sodat U naam in en deur ons verheerlik kan word. Is my gebed in Jesus naam. En almal sê amen en amen. En U mag sit bly neem vir 'n paar oomblikke. Dat ek in 2 weke terug gesê, ons gaan 'n tyd van gebed uitroep. Ek sal nie betyd sê. En ons gaan die aangesig van God soek. Ons gaan op hom wag, totdat elke persoon die doop in die Heilige Gees deelagtig geword het. Is die saam? Is die saam? Nou jy nie weer, na afloop van die diens. Let's just all sing it together in the presence of Jehovah.